Hi, môre ouens. Ja, laaste paar dae van April 2024 en ek het vir julle beloof dat ek 'n opvolgvideo gaan maak rakende die politieke situasie en die opkomende verkiesings en ek verwys spesifiek na my vorige baie kontroversiële uitsprake. Ja, eens wat my ken sal weet, dis glad nie uh in my politieke lyn om so 'n uitspraak te maak nie, maar dat kiesers hierdie jaar DA moet stem. En ek het my redes op die vorige video dan vir julle uiteengesit. Goed, ons gaan dit nie recap nie, dis nie nodig nie. My standpunt is nog steeds dat as jy hierdie jaar wil gaan stem, stem dan nou maar vir die DA, of jy nou saamstem met hulle interne beleid of nie. Ek dink ons het die eerste keer 'n realistiese kans om die ANC inderdaad uit die kussings te lig, en as gevolg daarvan is daar net een party wat op hierdie stadium sin maak. Goed, en daar is dit nou vir my interessant wat tussen die voorheen onafhanklik is en Niel, ek vra verskoning, jy is inderdaad nou nie meer onafhanklike nie, jou party is inderdaad gestig, jy het al aan 'n verkiesing deelgeneem, so jy is tegnies nie meer onafhanklik nie, maar wat rondom die onafhanklike kandidate besig is om te ontwikkel. Nou mense voorheen, voor hierdie verkiesing in elk geval, kon daar nie onafhanklike kandidate deelgeneem het aan die nasionale en provinsiale verkiesings nie. Die stemhof, die hof wat werk met verkiesings, en ek dink amper die Hooggeregshof het dit later ook bevind, het 'n bevinding gemaak dat onafhanklike kandidate inderdaad in terme van ons grondwet moet kan deelneem, en die kieswet is inderdaad in so 'n mate aangepas dat dit vir hierdie jaar moontlik is vir mense om onafhanklik te staan, met ander woorde buite 'n partyverband. Nou ek het die velerlei kandidate op nuusinsetsels gesien in die laaste paar weke. Ag nee, wat mense regtig vaar. Dit is na my mening 'n klomp clowns, politieke clowns, mense wat opportunisties is, wat met groot gewaan en geraas die politiek betree, heel waarskynlik omdat hulle dit nêrens anders in die lewe kon maak nie. Ek dink jy mors jou stem as jy vir enige van hierdie mense stem. Asseblief, wat gebeur as jy nie genoegsaam stemme inbring vir daardie kandidaat nie? Julle verloor basies die stemme wat julle op hom dan gevestig het. So nee, dit is nie 'n goeie plan nie. Maar nou wil ek terugkom na Niel de Beer en UIM. Ek het voorheen in daardie selfde video waarvan ek praat gesê, ek sit met een probleem alleen, en dit is dat Niel se fokus blyk te wees nie noodwendig teen die ANC te wees nie, om die verkiesing te wen nie, natuurlik nie, en dit is 'n baie klein party, hulle is baie jonk, maar dat sy fokus eerder is as om oppositie tot die oppositie te wees, en dit is my enigste probleem met hom. Inteendeel, ek het gesê met die UIM se beleid het ek geen probleme nie. Dis net eenvoudig waar hulle self posisioneer. Intussen tyd het 'n paar interessante dinge gebeur. Julle weet dat Devin Hofmeyr, seun van die sanger Steve Hofmeyr, dan toegetree tot die UIM as hulle nasionale jeugleier, en Niel en Devin is op die campaign trail, hulle toer van dorp tot dorp, ons sien hulle gereeld op sosiale media, en nou het 'n baie interessante ding begin kop uitsteek. Niel is natuurlik baie populêr onder sy constituents, maar dit lyk vir my dat die eintlike ou wat die stemme trek, Devin is, nie noodwendig Niel nie. So dit sal interessant wees om te sien hoe dit gaan uitspeel in die toekoms. Ek dink miskien gaan ons sit met 'n geval dat 2 of 3 mense miskien parlement toe sal kan gaan op die stemvee wat hulle kan bymekaar kry. Ek sê nie dit gaan noodwendig so wees nie, en dan sal daar intern in daai politieke party baie mooi moet beslis word oor wie die mense is wat inderdaad in die parlement se sagte stoele gaan sit vir die volgende verkiesingstermyn of amptetermyn as parlementariërs. So ja, interessante speletjie wat daar aan die gang is. Vryheidsfront Plus, ag nee wat mense. Julle weet ek is vir baie jare baie krities teenoor die Vryheidsfront Plus, niks het verander nie, en lyk my hulle is nou nog besig met interne striwelinge ook. Ek het dit altyd verwag, binne die party het jy altyd met 'n meer regse volkseie tipe stemgeregtigde gesit. Ek wil amper sê dis die ou KP mense, en dan het jy aan die ander kant met 'n baie meer gematigde segment gesit, baie meer pragmatiese segment, wat amper hulle wou draai op die sogenaamde regse siening wat mense het, of die meer volkseie
konservatiewe siening wat mense in die lewe het. En ek het verwag dit gaan een of ander stadium gaan die storie oopbars, lyk vir my dit het al opgebars. Daar was byvoorbeeld 'n insident waar een van hulle amptslede, nie eers net 'n gewone lid nie, amptslede, 'n vierkleur wou vertoon by 'n gegewe konferensie en hy is toe nou blykbaar uitgejaag en toe op die einde geskort. Nou, as dit beteken dat jy nie eers die ou republiekvlag tydens 'n konservatiewe konferensie kan vertoon nie, dan sit ons met 'n baie groot probleem. Ons weet hoekom die Vryheidsfront dit sou doen. Hulle probeer tog so ver as moontlik polities korrek wees en die vertoon van die vierkleur is, julle sal nou onthou in Groblersdal, is afgemaak deur die linkses en deur die ANC as 'n apartheidsvlag. Ons weet almal dis nie 'n apartheidsvlag nie, man, dit was nog nooit 'n apartheidsvlag nie. Inteendeel, die boere teen die kolonialisme geveg. Dis heeltemal andersom, maar ek dink hulle was bang geweest, daar is nou weer 'n herrie losbars, dat daar 'n sogenaamde apartheidsvlag by een van hulle konferensies vertoon word. Vryheidsfront Plus, julle kan nie so siekies poep nie in die politiek nie. En dis my probleem met julle. Ek kry die idee, nog al die jare, dat julle daar is vir die sagte stoele van die parlement. Julle is nie daar vir die volk nie, julle is nie daar vir die volk saak nie. Julle is daar om heeltemal ander redes. En ek dink nie julle dien ons volksake en dis hoekom ek nooit julle kan endosseer en mense aanbeveel om vir julle te stem nie. Dan moet hulle maar eerder as stemvee is, as stemgeregtigd is, gaan stem vir die duiwel, die DA, met hulle linkse, sosiaal-demokratiese beleid. Al beteken dit dat jy nie noodwendig saamstem daarmee nie, ten minste kry ons dan 'n groot party met genoeg stemme, dat 'n mens miskien die ANC nog 'n redelike stam kan gee, veral op provinsiale vlak. Gauteng weet ek is hulle baie sterk. Weskaap, waarskynlik sal die DA weer daar wen, ensovoorts en so meer. Goed, ek het ook vlugtig voorheen gepraat oor die MK-party, die Zuma se party. Ek het korrek voorspel, daar was op daai stadium 'n klop litigasie wat daar aangegaan het, dat die MK en Zuma self inderdaad aan die verkiesing sal kan deelneem. Intussen tyd is ek korrek bevind of korrek bewys deur die verloop van die sake wat voor die kieshof dan plaasgevind het. Hulle gaan inderdaad kan deelneem en 'n baie interessante ding is besig om nou kop uit te steek. Veral in Natal lyk dit of die MK-party inderdaad meer steun het as die ANC self. En ja, dit gaan nou nogal 'n interessante batalje afgee om te sien wat gebeur as hulle byvoorbeeld in Natal met 'n meerderheid gaan opeindig, of ten minste 'n baie groot minderheid, groter as die ANC, sodat daar deur koalisiepolitiek dan inderdaad bo die 50% setels in die provinsiale wetgewer kan wees, ensovoorts en so meer. Ek hou so baie van daardie twee woorde, nê. Ja, die res van die land, ek dink nie die MK gaan so groot impak hê nie, miskien in die meer tradisionele gebiede, die Oos-Transvaal, die ou Oos-Transvaal, vandag Mpumalanga, en natuurlik dan maar gedeeltes van Gauteng, veral waar daar groot Zulu minderhede woon. Groot gedeeltes van Soweto is Zulu meer as wat dit miskien in Natal is. So ja, ek dink hy sal inderdaad baie groot steun daar hê. Zuma bly nog steeds baie populêr onder die swart stemvee, die swart stemgeregtigdes in hierdie land, en daar is baie goeie redes daarvoor. Julle moet onthou dat die koerante wat teen Zuma geskryf het oor baie jare, meestal sogenaamde blanke koerante was, gelees deur blanke, Indiër en soms bruin mense, terwyl die swart bevolking is in 'n groot mate ongeaffekteer gewees deur die propaganda rondom Zuma. Ek sê nie Zuma is 'n goeie ou nie, inteendeel, ek dink hy is een van die mees korrupte mense wat die land nog ooit opgelewer het. Maar die feit van die saak is, die groot gros stemgeregtigdes daar buite in die swart gebiede, die swart bevolkingsgroep, het grootliks ongeaffekteer gebly. Hulle kon hulle eie gedagtes opmaak rondom Zuma, en ek dink dit is hoekom hy nog steeds vandag 'n baie populêre figuur in Suid-Afrika is. So is interessante goedjies wat gaan opkom rondom Zuma. Right. Waar stem julle 2024? Jy kies, ek wil nie vir jou voorskryf nie. Al wat ek net vir jou sê is, ons kan die ANC hierdie jaar uit die kussings lig. As die DA stout raak in die toekoms, dan lig ons hulle maar net weer uit die kussings. Maar om, ja, amper seker lelik woord, om die liewe Vader se naam, asseblief, ons het die eerste keer in hoe lank het ons die geleentheid om regtig 'n politieke impak te maak. Soos dit nie hierdie jaar doen nie, ek dink dis te laat vir ons. Soos ek 2 verkiesingsiklusse terug
gesê het, as julle nie op daardie stadium in die guns van selfbeskikking stem nie, kan ons dit maar vergeet, en what happened? Ons kan die droom van selfbeskikking maar soen, en Kobai roep is dood, want mense het op daardie stadium nie die geleentheid aangegryp om vir selfbeskikking te stem nie. Nou moet ons maar die tweede prys vat, en die tweede prys is 'n multikulturele Suid-Afrika, maar ten minste dan ontslaaf van die bose ANC, die korrupte ANC. So ja, dis die tweede prys wat ons nou gaan wen, of kan wen. So asseblief, hierdie jaar stem nie omdat jy in beleid saamstem met 'n party nie, stem omdat jy wil ontslaa raak van die ANC. Dit moet jou enigste oorweging wees. Ons stem hierdie slag takties. Ons stem nie op beleid nie. Ons kan volgende verkiesing kan ons op beleid stem. Miskien het daar al dan 'n groot genoeg party of 'n groot genoeg opkoms van mense gekom wat 'n bietjie meer sentrum of regs is, sodat ons kan bietjie meer as denkende mense stem. Nie net die klomp linkses in Suid-Afrika wat die boot voer nie. OK, ouens, dis in kort. Ek sal weer 'n video maak. Dit is interessant hoe hierdie ding verloop in Suid-Afrika. Ek verwag daar gaan miskien nog 'n bietjie geweld uitbreek, veral in Natal. Daar's 'n baie sterk kans daarvoor, sekere gebiede van die Oos-Kaap voor die verkiesing, en dan moet ons nou maar sien wat gebeur na die verkiesing, as die ANC inderdaad uit die kussings gelig word, of as een van die partye, spesifieke MK se mense, voel dat hulle miskien nie al die stemme gekry het as wat hulle gehoop het nie. Ons sal sien of dit op die einde die kruitvat aan die brandsteek of nie. Maar ja, ek wil nou nie 'n doemprofeet wees nie. Kom ons kyk hoe verloop hierdie dinge, en dan maak ons 'n call wanneer dit nodig is. Nou ja toe, lekker af vir julle ouens, en ons gesels weer op 'n later stadium.